Goeienaand. Die donkerte in jou en Jesus se 3 uur duisternis. Er kom tye wanneer dit vir ons nag word, wanneer die lig verdwyn en alles om ons donker is. Tye van swaar kry, vrees, siekte, verliese, depressie. Tye wanneer jy wakker lê en nie weet hoe om vorentoe te gaan nie. Donkerte, duisternis is gewoonlik iets negatiefs. Ons assosieer dit met die onsekerheid en die eensaamheid en wanhoop. Vandag wil ek jou herinner dat, as gevolg van die duisternis van Christus, die lig vir jou aangebreek het. Daardie dag op Golgotha het dit letterlik en geestelik vir Jesus donker geword. Matteus 27 vers 45. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Teen die middag, wanneer die son op sy helderste skyn, het dit donker geword. Vir 3 ure lank, van 12 tot 3 die middag, duisternis oor die hele land. Dit het ook letterlik en figuurlik vir die Seun van God nag geword. Hierdie 3 uur was die donkerste oomblikke in die wêreldsgeskiedenis. Die lig was as ware uitgedoof. Ook in die Bybel beteken duisternis meer as net die afwesigheid van lig. Dis 'n simbool van lewe sonder God, simbool van die mag van die Satan, simbool van oordeel, van die dood. Duisternis is 'n toestand waar die mens sonder hoop ronddwaal, waar hy soos blindes teen mure vasloop en selfs in die helderste van die dag struikel. Duisternis is om afgesny te wees van die ligbron, God, wat lig is. Die duisternis het Jesus egter nie oorval nie. En God het dit gewerk. Hy was nie daardie dag afwesig nie, maar hy doelbewus die donkerte van die oordeele oor die sonde laat aanbreek. Die duisternis word die gordyn waar agter die onbegryplike en onaanskoulike lyding van Jesus sou plaasvind. Jesus tree in die nag van die sonde, in die nag van die realm van die duiwel, in die donkerte van die dood in. En hy dra die volle las van God se toorn. Hy beleef die verlatenheid van God. Hy ervaar die vrees en die eensaamheid van die buiterste duisternis. Hy het die angste van die hel beleef. Maar juis omdat God het werk, is die 3 uur duisternis nie 'n tyd van chaos nie. Dit is steeds in sy hand en daarom duur dit net 3 uur, nie langer nie. Toe die Seun roep, dit is volbring, het die lig deurgebreek. Die voorhangsel het geskeur, die skeiding tussen God en mens is opgehef. Die lig het die duisternis oorwin. Soos die eerste dag van die skepping was daar lig. Wat op daardie stadium in die duisternis met Jesus gebeur het, sou vir altyd die betekenis van ons donker tye verander. Want wanneer dit dan vandag vir jou nag word, wanneer jy niks meer verstaan nie, hoef jy nie meer bang te wees vir die duisternis nie. Die Here het voor ons deur die nag gegaan. Hy het die vors van die duisternis oorwin, hy het die toorn van God gedra. Hy het die duisternis van die dood gebreek en die eensaamheid van Gods verlatenheid verduur, sodat ons in die donkerste van ons dae nooit hoef te vrees nie. Ek is nooit alleen nie. Ek kan in die lig van Christus lewe, selfs in die donkerte van my lewe.
selfs al lê die donkerte van die dood voor, kan ons weet dat Jesus met sy opstanding die duisternis deurbreek het. Dit sal nie die laaste woord hê nie. Die lig het gekom en die duisternis is verjaag. En nou kan ek leef, in die lig leef. Nou kan ek self die lig vir die wêreld wees. Goeienaand.